Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is Afrikaners slagoffers van postkoloniale volksmoord. Nou, hierdie volksmoord idee is natuurlik, daar's 'n openbare debat daaroor wat eintlik aan die gang gesit is deur president Donald Trump van Amerika. Want hy beweer daar is 'n volksmoord in Suid-Afrika en die oorgrootste meerderheid van die media en politici en selfs Afrikaanse organisasies het hom toe weerspreek, maar ek wil 'n bietjie dieper ingaan daarop. Dis is 'n baie uitgebreide onderwerp, maar ek het so 'n paar gedagtes daaroor wat ek met u wil deel. Want ek vra nou daar die vraag, ek het nie so definitief antwoord nie, maar ek dink daar's tog baie kommerwekkende dinge wat in Suid-Afrika plaasvind. Maar voordat ons nou daarby kom, wil ek net herinner weer aan ons boeke wat te koop is hier onder op die winkel van hierdie YouTube kanaal. En dan natuurlik kry gratis tot die einde van die maand hierdie boekie van my, die gelofte as Logos, wat 'n ou geloftedag toespraak vir my bevat, maar ek het heel wat werk daaraan gesit en jy mag dalk vind, en dit is so 'n hele oorsig van die westerse denke eintlik wat daarin voorkom en wat ek betrek by Bloedrivier. Dis so 32 bladsye en so 'n kleinerige boekie lank. Ek het hom nou hier gehad, maar ek sien hom nou nie hier nie. Koop gerus 'n boek en ontvang jy dit gratis. In elk geval is daar afslag op wat van ons boeke ook tans beskikbaar. Nou maar terug na die onderwerp. Soos ons nou gesien het president Trump hierdie uitlatings gemaak. En as ons nou dink aan volksmoord, dan dink ons onmiddellik aan al die geweld en gruisame moorde wat in ons land plaasvind en plaasgevind het. Vir enigiemand wat vir Afrikaners omgee, is daar seker niks wat 'n mens meer woedend maak as die gereelde berigte van plaasmoorde nie. Terwyl sodanige moorde gewoonlik op bejaarde boere gepleeg word, ons sien die geweldnaars ook nie kindertjies soos Willem Mentjie Potgieter, Kayla Meyer of Daniel Esterhuizen nie. Ek kan net so, as jy nie weet hoe hulle lyk nie. So lyk hulle. Hier links is daar Willem Mentjie Potgieter. Ons het daarso in die reën by Lindley in die Vrystaat, by die vir die Landdroshof. Daar was net so 5 of 6 van ons gewees, so 'n paar jaar gelede. Toe sy vermoor is, ons het daar betoog, en dan die meisie, of die dogtertjie in die middel, sy is Kayla Meyer, sy is hier so by Randfontein, op 'n klein hoewe, ook koelbloedig vermoor, saam met haar gesin. En dan, aan die regterkant is daar Daniel Esterhuizen, sy is ook in Randfontein, deur 2 Zimbabweërs op haar ma se skoot doodgeskiet met 'n pistool. Ek en Steve Hofmeyer het ook ten tye daarvan, daar was ook 'n betoging daar voor die Landdroshof, en ek en hy het agter op 'n bakkie gestaan en die mense toegespreek daaroor. Maar sedertdien het dit nie opgehou nie, dit hou maar net aan. Dit is amper asof ons nou al gewoond gemaak is daaraan. So maar dit maak 'n mens woedend, al hierdie voorvalle van sinnelose moord en geweld. En as mense nou kyk na, soos ek reeds genoem het, Donald Trump is ontstel daaroor, hy is ook ontstel daaroor, maar ter plaatse word sy siening verwerp deur die ANC en die DA, as ook die meeste Afrikaanse organisasies. Ernst Roots sê in een van sy YouTube video's dat Trump maar so praat en van hyperbool gebruik maak. Maar as ons 'n bietjie dieper na die probleem kyk, dan as ook die verwante syndroom van sogenaamde boerehaat, dan sien ons dat daar tog wel iets aan die gang is in Suid-Afrika. Wyle professor J.C. Stein, wat 'n onkreukbare skrywer en akademikus was, het in vele van sy geskrifte na boerehaat verwys, wat byna 'n konstante van die Suid-Afrikaanse geskiedenis verteenwoordig.
ek sal nou ook verder ietsie oor boerehaat sê. Maar volksmoord as sodanig was nog altyd 'n omstrede begrip en is vir die eerste keer in die 40er jare van die vorige eeu deur die Poolse Jood Raphael Lemkin gebruik, wat dit op Engels genocide genoem het. Nou dis 'n woord wat hy self gemaak het uit die Grieks genos wat volk beteken, en die side wat nou 'n Latynse wortel het en wat om te moord of dood te maak beteken. As iemand wat feitelik my hele lewe lank in die Engelse stad Johannesburg woon, as ook aan 'n marxistiese Engelse universiteit genaamd Wits gestudeer het, kan ek getuig dat die revolusionêre linkervleuel van die politiek in ons land op sy beste Afrikaners verdra en hoop dat hulle en Afrikaans mettertyd sal verdwyn, verengels of geassimileer word. Ek dink hierdie hele stelsel is daarop ingestem dat ons moet verdwyn en geassimileer word, en as daar nou van ons ook doodgemaak word, is dit nie so ernstig nie. Daar is egter ook die meer radikale faksie wat deur Julius Malema en Andile Mkitama verteenwoordig word. Hulle en nog geesgenote doen openlik oproepe dat boere met 'n hoofletter, dis Afrikaners in die algemeen, doodgemaak moet word deur die sing van revolusionêre liedjies, as ook die skreeu van slagspreuke wat volksmoord bepleit. Soos ons weet, het die regsprekende gesag van Suid-Afrika, dit wil sê die howe, om reeds uitdruklik agter Malema geskaar. Dieselfde regsprekende gesag het Afrikaans as amptelike en hoftaal afgeskaf, blykbaar omdat die uitvoerende gesag nog nie 'n besluit daaroor geneem het nie. Dit staan in een of ander geskrif van hulle. Dit word verwoord in 'n sogenaamde administratiewe bevel van 2017 wat op eie houtjie deur 'n paar regters uitgevaardig is. Dit is nie eens amptelik gepubliseer nie. In die gevreelde uitspraak van 2024 waarin die Hoogste Hof van Appel in Bloemfontein teen AfriForum en ten gunste van Julius Malema bevind het die regters waaronder die omstrede Raylene Keatley, 'n boerling van Parktown in Johannesburg, verklaar. Ek haal nou aan uit hulle uitspraak, die sing van maak dood die boer, sou verstaan word as 'n manier om sy Malema se party-identiteit en program te bevestig, binne die konteks van mededingende ideologiese groepe wat by die betoging teenwoordig was. Nou hierdie betoging waarna hulle verwys, waarna hierdie appelregters verwys, het buite die hofsitting plaasgevind waar die saak aangaande die moord op Brendan Horner, 'n jong plaasbestuurder, voorgekom het. Horner se lijk is teen 'n paal vasgemaak, asof dit uitgestal is. Jy kan dit seker onthou, 'n paar jaar gelede. Nou, dit my laat dink aan die sosialistiese Franse president François Mitterrand, wat een keer gesê het, "Méfiez-vous les juges. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la république." Oorgeset synde, pas op vir die regters. Hulle het die monargie doodgemaak, hulle sal die republiek doodmaak. Ek dink die regters het op 'n manier reeds die Suid-Afrikaanse demokrasie keel afgesny. Suid-Afrika se radikale regbank het reeds die aanskyn van fatsoenlikheid aan die aanhitsing tot Afrikaner volksmoord gegee. Lydens die Volksmoordkonvensie van 1948 se artikel 3C verteenwoordig die, en ek haal aan, regstreekse en openbare aanhitsing tot volksmoord op sigself 'n internasionaal strafbare oortreding. Oor boerehaat kan mens seker boeke vol skryf. 'n Interessante aspek van volksmoord, wat deur die Franse filosoof René Girard uitgelig is dat 'n volk of groep wat reeds slagoffers daarvan was, daardeur gestigmatiseer of gemerk word. In 1900 tot 1902 het die woord volksmoord nog nie bestaan nie. Doch die Britse konsentrasiekampe in die boererepublieke is allerweë in Europa as wreed en barbaars bestempel. As die woord toe bestaan het, dink ek sou mense dit gebruik het. Dalk neem sekere mense nie geweld teen kwesbare Afrikaners soos kinders, vroue en bejaardes ernstig op nie, omdat sulke dinge maar af en toe met ons gebeur.
Dit is amper normaal of genormaliseer. Dit sluit aan by die siening van linkse meningsvormers in Suid-Afrika wat meen dat plaasmoorde, huisaanvalle, die makabere foltering van slagoffers, as ook die uitwissing van kinders vir die lekker daarvan, normale misdaad is, waaronder almal ly. Maar waarom is die misdadigers so gewelddadig, wonder 'n mens? Nou is dit so dat volksmoorde in die moderne geskiedenis meestal in die naam van 'n bepaalde ideologie, soos fasisme of kommunisme, gepleeg is, om nie van kolonialisme en katholisisme te vergeet nie. Want ons hiergenote voorouers is reeds tydens die Bartholomeusnag in 1572 grootskaals uitgemoor. In die 20ste eeu het 'n aantal volksmoorde plaasgevind wat deur die voormalige Amerikaanse ambassadrice by die VN, Samantha Power, genoem word in haar boek A Problem from Hell, America and the Age of Genocide. Dit kom uit 2002. Daarin bespreek sy die volgende berugte volksmoorde wat in die 20ste eeu plaasgevind het. Die Armeense volksmoord 1915 tot 1916, wat deur die Ottomaanse Ryk gepleeg is en waarin 1,5 miljoen Armeniërs gedood is. Die sogenaamde Holocaust van 1939 tot 1945, waarin die Nazi's ongeveer 6 miljoen Jode en ander groepe uitgemoor het. Kambodja onder die Khmer Rouge of die Rooi Khmer 1975 tot 1979. Pol Pot se kommunistiese skrikbewind het tot ongeveer 1,7 tot 2 miljoen sterftes in Kambodja gelei, deur hongersnood, gedwonge arbeid en teregstellings. Irak se aanvalle op die Koerde 1987 tot 1988. Saddam Hussein het tydens sy aanvalveldtog, ook met behulp van chemiese wapens, byvoorbeeld by Halabja, duisende Koerde doodgemaak. Bosnië 1992 tot 1995. Die Bosniese volksmoord, waaronder die Srebrenica slagting van meer as 8000 Bosniese moslems deur Serviese magte. Nou Samantha Power het as joernalis daaroor verslag gedoen. Rwanda 1994. Die vinnige slagting van ongeveer 8000 Tutsis en gematigde Hutus binne 100 dae. Kosovo 1998 tot 1999. Die Serviese etniese suiwering van Albaniërs. Dit is een van die min gevalle waar die FSA en NAVO dus uiteindelik ingegryp het met bombardemente wat tot die onafhanklikheidsverklaring van Kosovo gelei het. En hierdie onafhanklikwording van Kosovo is baie interessante gebeurtenis in die volkerereg. Maar ons kan op 'n latere stadium 'n bietjie daarop ingaan. Nou wat die Afrikaner geval anders maak, en dit is nou gedagte wat by my opgekom het, is dat die marxistiese groepe of partye wat volksmoord aanhits, nie self die geweld pleeg nie. Hulle skep egter 'n klimaat van etniese vyhandigheid of boerehaat wat sekerlik ook 'n rol by die geweld speel. En sommige hofsaake het van die oortreders wel sulke getuienis onder eed gelewer. Nou volgens Samantha Power was Bosnië 'n volksmoord, al is daar net, in aanhalingstekens, 8000 mense in Srebrenica gedood. As ons dink aan al die Afrikaners wat sedert 1994 vermoor is, dan trek ons seker al ver verby 8000. Hoewel die staat en die polisie nie sulke statistiek aanhou nie. Jy kry rasse statistiek oor elke ander aspek van die Suid-Afrikaanse samelewing, maar nie oor moord nie. Die misdadigers as 'n groep speel in Suid-Afrika 'n unieke rol wat ons met sogenaamde dekoloniseringsgeweld kan verbind. Marx en Engels, as ook Lenin, het na misdadigers en prostituie as die lumpenproletariaat verwys, wat hulle nie as 'n revolusionêre klas soos die werkers beskou het nie. Die Fransman Michel Foucault het verder gegaan
en misdadigers as opstandelinge teen kapitalisme beskryf, wat deur die staat dopgehou en gestraf word. Hy het selfs gepraat van 'n positiewe herwaardering van misdaad. Nou, maar ek dink die figuur wat vir ons die sleutel tot volksmoord in Suid-Afrika verskaf, is Frans Fanon. Nou die Algerynse psigiater en vryheidsvegter se boek Les Damnés de la Terre 1961, oftewel die ellendiges van die aarde, word wyd in Suid-Afrika gelees en oefen selfs groter invloed as Marx, Engels, Lenin en selfs Foucault uit. Nou jy het miskien net al die titel in Engels gehoor, The Wretched of the Earth. Nou by al die universiteite in Suid-Afrika word hierdie boek voorgeskryf, aangehaal en dit oefen geweldige invloed uit. Volgens Fanon verteenwoordig die misdadigers, hulle vir wie geweld reeds alledaags is, die mees revolusionêre klas of groep in die samelewing. Vir hom is geweld noodsaaklik vir die swart man om hom van blanke of koloniale heerskappy te bevry. Geweld verdryf vrees, verbreek passiwiteit en skep 'n nuwe mens. Dit verenig die nasie en herstel selfrespek. In Fanon se terme behels nasiebou dus noodwendig geweld. Reeds in die 80er en vroeë 90er jare het ons iets daarvan gesien toe die ANC 'n sogenaamde volksoorlog teen sy mededingers in die swart politiek gevoer het, iets wat deur Anthea Jeffrey in 'n gelyknamige boek ondersoek is. Jy het ook daar die titel al gesien, People's War, is die naam van Anthea Jeffrey se boek. Miskien moet ons daarom die geweld wat teen ons gepleeg word, as 'n nuwe soort postkoloniale volksmoord beskou. Postkoloniaal, ek het dit al genoem op hierdie kanaal, is 'n modeterm wat na 1994 posgevat het en beskryf juist die proses waardeur ons samelewing van westerse of Afrikaner invloed gesuiwer moet word. Dit is verder interessant dat Fanon ook nie wegskraam van die makabere of bonatuurlike wat mag uitloop op rituele moorde en foltering nie. In Les Damnés de la Terre, die ellendiges van die aarde, sit my Afrikaanse titel hierbo, skryf hy die bonatuurlike, ek haal nou hierso aan een paragraaf uit sy boek, hy sê, die bonatuurlike toorkragte openbaar hulself as verbasend monsteragtig. Die koloniseerder se magte is oneindig verminder, besmet deur vervreemding. Daar is nie meer 'n werklike stryd teen hulle nie, aangesien wat werklik saak maak, die skrikwekkende teëspoed van die mitiese strukture is. Alles, soos ons sien, word opgelos in 'n konfrontasie op die fantasmagoriese vlak. Nou, hierdie woord fantasmagories, ek gebruik dit tamelik gereeld, dit is iets, dit verwys na iets tussen die werklikheid en die droomwêreld. Vanuit 'n westerse perspektief verstaan ons volksmoord as 'n etniese of ideologiese konflik, waar die sterker groep of die meerderheid die vyandelike groep of klas probeer uitwis, of uit sy gebied probeer verdryf. Hoewel boos, bly dit min of meer rasioneel. Maar wat as volksmoord irrasioneel, instinktief en fantasmagories raak? Nogtans bestaan daar groeperinge in Suid-Afrika wat hierdie proses van maatskaplike of psigiese verval fasiliteer. Die ekstreem linkse partye in die parlement, die hoër howe en die miljoene misdadigers wat glad nie deur 'n halfhartige staat en strafregstelsel gestuit word nie. Voeg daarby sekere joernaliste en akademici wat steeds deur intense boerehaat aangevuur word. Die staat, as ons eerlik is,
het in 'n hoë mate sy verantwoordelikheid om ons te beskerm geabdikeer. Pleks dat die hand in eie boesem gesteek word, verwerp die ANC buitelandse kritiek op geweld en ongebreidelde misdaad met kwaliek bedekte minagting. Nou, die ANC, daar's tans natuurlik nog 'n onderhondsie tussen die Amerikaanse ambassade en die ANC. Ek wil net, want hulle die ANC het mos jy weet 'n aantal Keniane wat vir 'n kerkgroep gewerk het en wat gemoeid is, wat van die administrasie doen van hierdie Afrikaner vlugtelinge wat na Amerika toe gaan. En nou die dag, hierdie week, het die polisie daardie Keniane gearresteer en hulle het blykbaar van die personeel van die Amerikaanse ambassade ook aangehou. En ja, op die 18de Desember, dit is sommer net gister, het die Amerikaanse ambassade die volgende verklaring uitgereik. En hierso sê hulle, die Amerikaanse ambassade, hulle sê die FSA veroordeel ten sterkste die Suid-Afrikaanse regering se onlangse aanhouding van Amerikaanse amptenare wat hul pligte uitvoer om humanitêre steun aan Afrikaners te bied. Verder is die openbare vrystelling van ons Amerikaanse amptenare se paspoortinligting 'n onaanvaarbare vorm van teistering. Dit kan slegs gesien word as 'n poging om Amerikaanse regeringspersoneel in Suid-Afrika vir amptelike sake te intimideer. Die Verenigde State sal nie sulke gedrag teenoor sy regeringsamptenare of enige van sy burgers wat wettiglik en vreedsaam in die buiteland werk, duld nie. Die openbare vrystelling van persoonlike identifiserende inligting plaas die amptenaar in gevaar. Versuim deur die Suid-Afrikaanse regering om diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik te hou, sal ernstige gevolge hê. Ons doen 'n beroep op die regering van Suid-Afrika om onmiddellik op te tree om hierdie situasie onder beheer te bring en diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik te hou. Nou blykbaar het van die polisie, hulle het met die mense gespot of iets van die aard, hulle het hulle baie hoevaardig gehanteer. En dit alles het natuurlik tot hierdie ontsteltenis by die Amerikaanse ambassade gelei. Nou Suid-Afrika, jy weet, teken een laagtepunt na die ander aan in ons verhouding tot die FSA. En dit is nou juist uit die FSA dat hierdie jy weet, aanklag van volksmoord op Afrikaners in Suid-Afrika kom. Met ander woorde, die ANC is so vol selfvertroue dat hy kan, jy weet, hy verwerp die hele Amerikaanse staat en sy ambassade met minagting. En ek wonder nou waarop dit gaan uitloop. Nou, hierdie persoon waarna ek verwys het voorheen, Samantha Power, sy was in die Amerikaanse politieke demokraat. Trouwens, sy was tot aan die begin van die jaar die hoof van USAID, wat onder andere geld vir linkse groepe in Suid-Afrika uitgedeel het. Onder andere Christie van der Westhuizen, die radikale anti-wit wat sy met akademikus, as sy dit is. Sy het geld van USAID ontvang, of 'n organisasie waarvoor sy nou geskryf het, of sogenaamd navorsing gedoen het geld van USAID ontvang. En Samantha Power was hoof van USAID in Amerika. Nou hierdie selfde en Samantha Power het daarvoor geargumenteer dat daar 'n internasionale verantwoordelikheid om te beskerm bestaan, of behoort te bestaan, en sy het dit genoem responsibility to protect in Engels, met Amerika wat die voortou sou neem. Nou, dit mag wees dat die Amerikaanse regering dit toenemend op hom gaan neem om ons te probeer beskerm, want uiteindelik is hier iets eienaardigs aan die gang in Suid-Afrika, met al hierdie manifestasies
van volksmoord, wat nie 'n klassieke volksmoord is, wat op ideologiese gronde en jy weet, deur die staatsamptenare of die polisie of die weermag, mense in uniform gepleeg word nie. Maar in ons land word dit gepleeg deur hierdie cohort of weermag van misdadigers. Wat soos Frans Fanon sê, hulle is die mees revolusionêre groep in die samelewing, want hulle pleeg reeds geweld. Dit is deel van hulle hele opset, van hulle kultuur. Geweld is deel daarvan. En ons staat laat hulle maar net toe om mense te vermoor. Want dit pas die staat, dit pas die ANC, dit pas sy ideologie. En dit pas hom om deur middel van geweld Afrikaners vanuit die land te suiwer. Of hulle te verjaag na die buiteland toe, om vlugtelinge te word, of te emigreer na Australië en Kanada en al hierdie ander plekke toe. Of natuurlik, soveel van ons mense word doodgemaak. Dit is 'n wesentlike probleem, dit is 'n internasionale probleem, waarmee ons te kampe het, waarmee Suid-Afrika te kampe het, en waarmee die VSA ook te kampe het. Want dit is duidelik dat meneer Donald Trump, hy stel belang in hierdie probleem, en hy gaan dit nie noodwendig net laat los nie. En ek dink daarom, by al, jy weet, jy kan 'n kritiek lewer op meneer Trump se styl en wat ook al, maar ek dink vanweë sy belangstelling in die Afrikaners se wel en wee, behoort ons om nie soveel media en ander mense in ons land, ons behoort om nie te kritiseer nie, maar eerder, ja, die hand van vriendskap na hom uit te reik. En gesprek te voer en die debat oor hierdie hele volksmoord begrip en die idee van 'n postkoloniale volksmoord. En 'n volksmoord gepleeg deur misdadigers en die lumpenproletariaat, soos die Marxiste hulle noem. Daardie idees moet ons begin aanvoer en dit begin beredeneer. Nou ek hoop jy het my praatjie vanaand interessant gevind, en indien wel, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en kyk gerus na ons boeke. Koop ietsie vir Kersfees, jy kan nog steeds die boek vir Kersfees afgelewer kry, landwyd, teen R60, en dan volgende keer, dan maak ons weer so. Totsiens.